Here, dankie. Here, so dankie vir die geskenk van u Seun, Jesus Christus, wat gekom het om mens te word. Here, ons verstaan wat dit beteken. Ons sal ooit kan begryp die opoffering van u God die Vader, om u Seun te laat mens word nie, maar Here, ons sê dankie, met die stukkie van ons brein wat dit kan verstaan, met die stukkie van ons brein wat iets daarvan snap. Kom ons Here vanoggend en ons word stil en ons sê dankie, en ons wil sit en luister en dink en wonder en ons verstom oor u liefde, u goedheid, u guns. Here, u genade oor ons, hy ken geen einde nie. Kom Here, en word u verheerlik, kom spreek, ons luister. Amen. Baie dankie, kan maar sit. So welkom by ons reeks van Kersdienste oor die feit dat Jesus mens word, en vanoggend praat ons oor die feit dat Jesus word mens vir mense. Nou, ek wil vir jou vra, wie hier is al gedowngrade? Met ander woorde, jy het iets verwag en dan kry jy dit. Nou, ek wil vir jou vra, stel jouself voor, jy is geboek vir 'n trip New York toe, nee, en dit sneeu in New York. Ek weet nie of dit sneeu in New York nie, maar in jou fantasie sneeu dit in New York. Jy is geboek vir 'n trip New York toe, dis 'n 16 ure 20 minute vlug, nee, dis like ver, nee, 16 ure 20 gaan jy in een stoeltjie sit en vir 'n skermpie kyk, en movies en musiek en whatever, en dan hoor jy is nie net geboek vir hierdie trip nie, iemand wat jy lief het of iemand wat jy graag wil saamvat, dis nie altyd dieselfde ding nie, maar iemand wat jy graag wil saamvat, kan saamgaan. En dan, as jy by die lughawe kom, dan sê hulle vir jou, maar jy's geboek in besigheidsklas. Dis like serious, dis like stoele wat kan lê en jy eet van 'n spyskaart af en niks plastiek glase en plastiek mense en virke nie. Dis glas en kristal en elke ding, en jy's opgewonde, en dan is jy, en wie ook al jy saamvat, daai loopvlak betree, en sê hulle vir jou, o gats, daar was 'n mix-up. Die vlug is oorvol bespreek, en die persoon wat saam jou gaan, want alles werk volgens stoelnommers, is nog steeds in besigheidsklas, maar jy is ongelukkig nie, en dan dink jy by jouself, okay, is nie te bad nie, en dan stap jy nou maar af, en dan beweeg jy jouself na ekonomiese klas, waar die sitplekke darm sag is, maar hulle is bietjie nader aan mekaar, en jou knie kap so bietjie teen die bank voor jou, en dan sê hulle, maar daar's nog 'n fout. Ekonomiese klas is ook vol. Hulle gaan jou vir daai 16 ure op die ligwaardin se stoel sit. Weet julle hoe lyk die ligwaardin se stoel? Hy maak so vou so uit, sy sponsie is, dis soos om op hierdie stoel te sit vir 16 ure 20 minute. En dis die ligwaardinne in die cabin crew werk daar, die hele tyd so 'n kap teen jou knie, en dan sit 'n koskar wat verbykom, en dan in die middel van die peanuts, en dan stamp, sê net gou vir my, gaan jy daai trippie geniet, daai 16 ure 20 minute, want in jou kop was dit besigheidsklas en kristal, en jy kry nie eens chicken of beef nie, jy kry net wat oor is in die koskar. En as dit niks is nie, dan eet jy maar die vegetarian meal, die een wat reggemaak is vir die moslem wat nie opgedaag het nie. So dit vir jou werk. Nou, ek is seker dit gaan. Jy sal dit aanvaar, want die trips verniet, maar ergens in jou gaan jy wonder, wie het geconspire teen jou in die universe, wat het jy verkeerd gedoen in jou lewe, dat hierdie jou nou oorgekom het. Nou, Jesus, God self, leef in die hemel, geen hartseer, geen pyn, geen siekte, geen niks, dis like eerste klas the whole way, dis like 6 ster, daar's een of twee 6 ster hotelle in Suid-Afrika, ons weet nie daarvan nie, of gewone mense soos ek weet nie daarvan, want iemand anders breek daaroor. Iemand het een keer na my toe kom en sê, maar jy's nie glo nie, ons maatskappy het vir ons 'n konferensie bespreek by 'n 6 ster oord. Ek gaan vir die eerste keer in my lewe in 'n 6, ek het nie eens geweet daar was 'n ding so 6 sterre nie. Ek is gewoond aan die
daar's 'n 5 ster en dan is daar 'n 1 ster en as jy dit bymekaar sit is dit 6 ster en dan gaan ek na die 1 ster. Nee, ek wil daarom nie 1 ster. 1 ster dan bly ek by die huis. Nee, ek kan vloei by my honde kry. Ek hoef dit nie in iemand anders se bed te kry nie. In elk geval. Maar Jesus is in die hemel gewees voor Kersfees, voor die eerste Kersfees. En die Here kom na hom toe en hy sê vir hom, "Raai, dis nou so. Ons gaan jou nou downgrade. Jy gaan 'n mens word. 'n Babietjie. So as jy gaan nou skielik 'n nommer 1 en 'n nommer 2 ontwikkel wat jy nooit gedoen het nie, want in die hemel dink ek nie doen ons sulke goed nie. Kan nie dink dat die hemel sal stink nie. In elk geval. En jy was nooit honger of dors nie, jy gaan honger en dors word. Jy gaan siek word. Mense gaan met jou lelik wees en jy gaan nie daarvan hou nie, want dit gaan jou gevoelens seermaak. Mense gaan jou wil met klippe gooi, mense gaan jou wil doodmaak. En dan gaan jy nie eers jou eie plek hê om in te bly nie. Jy gaan die hele tyd rondloop en mense van my vertel en van my plan vir die wêreld vertel en dan gaan jy doodgaan aan 'n kruis. Maar eers gaan jy gebore word, nie in 'n privaat hospitaal, nie in 'n stal, tussen stinkende skape en koeie en bokke en donkies, en hulle gaan jou neersit in die krib waar die diere sopas geëet het. Vergeet infeksie, jy gaan die beste immuunstelsel op aarde hê, want jy gaan meeste van die tyd buite slaap. Nou dis wat Jesus gedoen het toe hy mens geword het, en hoekom word hy mens? Nou ons is tans besig, ek wil net kyk wie is besig met hierdie saak van, kom ons lees die Bybel deur een hoofstuk op 'n dag, 'n weeksdag, en ek wil dankie sê vir almal wat saam met ons die journey doen, en ek sal aan die einde van die diens weer vertel hoe dit werk as jy ons wil join, en dankie vir al die boodskappe wat ek kry, van mense wat sê hulle ontdek die Bybel nuut, en dis asof dit weer vir hulle nuut oopgaan. In elk geval, so die afgelope week het ons gelees, maandag Matteus 6, dinsdag Matteus 7, en so aan, tot by Matteus 10. En vanoggend, as jy jou Bybel saamgebring het, ek gaan nie uit 'n spesifieke teks uit lees nie, ek gaan dalk met die volgende diens, maar vanoggend wil ek praat oor die 5 hoofstukke in die algemeen. Want iets wat vir my uitgestaan het uit al hierdie hoofstukke uit, en ek weet elke dag stukkie uit 'n spesifieke hoofstuk of die hoofstuk vir daai dag gekom, maar iets wat vir my uitgestaan het uit al hierdie hoofstukke uit, is dat hierdie ding van dat Jesus word mens vir mense. Nou wat beteken dit? Jesus kom en hy leer ons wat beteken dit om mens te wees. Sien, jou pa en jou ma probeer jou maniere leer. En jou pa in die wêreld probeer vir jou ander goed leer. Jou pa en jou ma probeer vir jou leer wat is reg en wat is verkeerd, en die kinders by die skool en die badkamer en al die goeters, en die duiwel wat hier fluister in jou oor, en so aan en so aan. En op die ou einde het ons hierdie wêreld wat ons in is. Waar jy vir mense kyk en dan sien jy wat mense aan mense doen, dan dink jy, maar dis nie hoe mense maak nie. Dis nie hoe mens is nie. En God het dit gesien, en daarom laat hy vir Jesus kom, en hy stuur hom nie direk kruis toe nie. Hy laat hom gebore word, en dan sê kind, en dan sê groot mens, en dan sê groot mens is, vir daai tyd wat hy op aarde was, het hy ons kom leer, wat beteken dit om mens te wees. Hy begin deur vir ons te leer, iemand wat regtig mens is, dink meer aan ander as aan homself. Jy gaan lees in daai hoofstukke dat Jesus praat in Matteus 6, praat hy van reik uit na mense in nood, gee om vir die mense wat sukkel en swaar kry en wat hartseer is en wat in die hospitaal is en so aan en so aan en so aan. Dan kom die Here en sê, maar hy verstaan dat ons weet nie altyd hoe om te bid nie. En ons dink partykeer bid, as ons nie reg bid nie, gaan God ons nie hoor nie. Dan kom Jesus dan bid, gee hy vir ons die Onse Vader en dan sê hy, hierdie is 'n basiese gebed. Hier is die boustene. Dit is hoe 'n gebed is. 'n Gebed maak God se naam groot. 'n Gebed vra vir God vir iets. 'n Gebed sê God dankie vir iets. En hy kom en hy sê dis hoe 'n gebed aan mekaar gesit kan word en dis hoe jy met God kan praat. En dan kom hy en dan sê hy, maar jy moet jou prioriteite regkry. Iemand wat werklik mens is en werklik God aanbid, is iemand wat sê hierdie aarde is tydelik. Dis iemand wat sê ek soek eers wat God wil hê voor ek soek wat ek wil hê. Sien, dis Matteus 6 vers 31, daai hele ding. Dan kom hy en dan sê hy, iemand wat mens is soos God wil hê ons moet mens wees, kyk, soek nie fout by ander nie. En ons doen dit so maklik, so maklik. Die ander dag vang ek myself, daar kom 'n ou verby met 'n kar, maar hy's vuil. Nee, hy's vuil. En ek dink, jene, kan jy nie die goed oppas vir die Here vir jou gee nie? En toe het ek vergeet dit reën.
en Dinam se gronde lyk soos Dinam se gronde lyk, en ek klim uit my kar uit, en ek skuur my been teen die kar, my hele broek is so bruin, en ek sê, lekker nee, jy sit binne in jou kar, en dan judge jy al die mense wat verbyry, en hulle kyk na jou kar, en sê dieselfde van jou, wie het nou 'n balk, en wie het nou 'n splinter, en ons doen dit, ons sê goed van ander mense, maar daar's so hoe sê hulle, as jy jou vingers so wys, dan wys hy hoeveel vingers terug, soos ek na iemand toe wys, en sê ek, jy, julle, nee? Niks wys, nee mens doen, die Here kom en hy sê, maak so, vee voor jou eie deur, en terwyl jy so voor jou eie deur veeg, en jy agterkom, jy moet dalk net stil bly oor ander mense se deur, want jy sal nooit klaar gevee wees voor jou eie deur. So die Here kom en hy leer ons, wat beteken dit om mens te wees, deur Jesus, dan kom hy gee hy vir ons die goue reël. Die Bybel het hierdie een versie wat sê, doen aan ander wat jy wil hê hulle aan jou moet doen. Nee. As jy na die ry staan in Checkers en jy sit en wag, dan weet jy wat gaan deur jou kop? Ek wens ek was voor. Ek het net 2 of 3 goed. Nee, kan ek nie maar voor wees nie. Maar ander dag, dan het jy 'n hele trolley. Dan staan iemand agter jou met 3 goed, en wat wil daai ou met die 3 goed hê? Presies wat jy wou gehad het, toe jy 3 gehad het. Dan gaan jy nie omdraai en sê, hoorie, jy kan maar voor my kom staan nie, te hel met jou, ek wag nou al 'n halfuur. Ekskuus, ek wou iets anders gesê het, maar ek gaan dit nie sê nie, want ek word opgeneem. Maar ons sê nie te hel met jou nie, ons het ander woorde. Jou, my skat, en so aan, nee? Ek staan in hierdie tou, wag en jy wag, nee? En die Here kom en hy sê, maar die wêreld, dis hoekom die wêreld lyk soos hy lyk. Want dit is elkeen vir homself en die varke vir die res. En Jesus kom en hy sê, maar dis nie liefde nie. Dis nie omgee nie. Iemand wat God se liefde gevoel het en ervaar het en God se liefde probeer leef, is iemand wat sê, ek doen aan ander wat ek wil hê, en ek doen dit eers vir hulle, of geag of hulle dit aan my doen, en miskien kom dit na my toe terug, maar as dit nie aan my toe terugkom nie, sal die Here my beloon in die hemel. Maar ek gaan daai mens wees. Daai mens wat eerder daar is vir ander. So Jesus kom en hy sê, maar ek word mens sodat ek jou kan wys hoe om mens te word, maar ek word ook mens sodat ek vir jou kan wys, God gee om. God sien waar jy is. God sien as jy siek is. God sien as dokters kom en hulle sê, hulle het nie meer planne nie. Hulle weet nie meer wat om te doen nie. Dan kom God en hy sê, ek kan jou aanraak. Ek is daar by jou. Afgelope tyd het ek met gesels met 'n gesin of 'n familie wat iemand verloor het aan kanker, en dis altyd 'n verskriklike ding. Partykeer kom die Here en deur dokters en deur die hele proses, dan genees hy iemand wat kanker het, en ander kere nie. En dan vra die families my, maar hoekom? Dan sê ek, maar luister, hierdie persoon is genees. Net nie hier op aarde nie. God het daai persoon verlos. Die hemel is beter. Hierdie aarde is stikkend. Jesus genees die ongeneeslike, maar nie altyd op 'n manier wat ek en jy wil hê nie. Maar Jesus kom in elk geval en hy doen dit soms, soos toe Jesus na 'n man toe gegaan het wat melaats was. Ken julle die melaatse grappie? My vrou ken hom, sy sê nee, ek moet hom nie vertel nie, is baie lelik, is vieslik. Is vieslik. So vra my na die diens, sal dit nie op video sit. Okay. Sien my brein. In elk geval, dankie Skattie dat jy my sensor. Dit was jy wat nee. Ja, sien. Jesus kom en hy genees. Ek dink aan die grapie in my kop en nou gaan ek. In elk geval, Jesus kom en hy genees hierdie melaatse man. En in die Bybelse tyd was melaatsheid ongeneesbaar. Mense is uitgewerp uit die dorp uit, mag nie tussen sy familie wees nie, mag nie tussen sy vriende wees nie. Vanoggend toe sien iemand wat in die hospitaal was met 'n maagstorie, en voor ek sy hand skud, toe sê ek vir hom, as jy gesond, het jy, daar's nie kiema as ek jou hand skud, net seker maak, ek wil nie so gereeld toilet toe gaan soos jy het nie, dan sê hy, nee, hy is fine, toe skud ek sy hand. Nou Jesus, hierdie melaatse man kom, en ek kan seker nou die halwe grappie vertel, as Jesus sy hand skud, dan val hy af. Okay, dis blykbaar wat gebeur. So, dis net 'n halwe grappie. En Jesus kom en hy genees hierdie man.
Jy moet verstaan wat dit beteken binne die Bybelse wêreld. Iemand wat onrein en uitgewerp en weggestoot is. Dis die grootste vrees wat jy gehad het, was as jy daai siekte kry, jou familie jou afgeskryf en weggejaag. En Jesus kom en hy genees hierdie ou, en hy kan teruggaan na sy familie toe, teruggaan na sy mense toe. Hy kan actually weer onder 'n dak gaan slaap en 'n ordentlike bord kos kry, en nie uit asblikke uitleef nie. Jesus kom en hy genees dit. Jesus kom en hy wek, hier is 'n dogtertjie op, en hy wys maar hy sterker en groter as die dood, en dis nog voor die kruis. So ek en jy hoef nie die dood te vrees nie. Jesus kom en hy gee vir 'n verlamde sy lewe terug. En Jesus het al vir my en vir jou meer as een keer ons lewens teruggegee, want dis nie net fisiese verlamming nie. Partykeer is ons verlam want ons weet nie wat om te doen en wat om volgende te doen nie, en dit lê jou lam, en dan kom die Here en dan sê hy, maar hier's 'n plan, hier's 'n ding, kom ons gaan aan, kom ons doen dit. Volgende jaar is 'n huge jaar. Volgende jaar is Dina is 20 jaar oud. Ek kan dit nie glo nie in my wildste drome nie. Maar daar was 'n tyd in my lewe toe ek verlam was in my bediening, wat ek nie geweet het, hoe gaan ek nog een preek nie? Hoe gaan ek dit reg kry? En God het iets nuuts kom doen en 'n nuwe plan kom gee. En Dina is gebore en hier is ek vol lewe. God kom en hy gee die verlamde se lewe terug. Jou lewe gee hy vir jou terug. En dis hoekom Jesus mens geword het. Sodat ek en jy kan besef dat om mens te wees, het jy instruksies nodig. Matteus 5-7. Al daai lang goeters van hoe hanteer jy vriende en familie en draai die ander wang en hoe hanteer jy die huwelik en bla 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 en al daai goeters. En dan kom die Here en dan wys hy met sy interaksie met mense, hoe moet ek en jy mens wees? En dan genees hy, sodat ek en jy kan besef, maar die God wat ons aanbid is 'n groot en almagtige God. Hy self sterker as die dood of een of ander terminale siekte. God kan doen wat mense nie kan doen nie. En dan kom Jesus. En hy sê, ek wys jou nie net om mens te wees nie. Ek kom wys jou nie net dat ek dit wat jou lam lê, dit wat jou siek maak, dit wat jou seer maak, dit wat jou spoed breek, dit kan ek by jou wegvat nie. Die Here kom en hy sê, maar ek doen nog iets meer. Jy tas rond in hierdie wêreld, wat maak ek hier? Hoekom is ek hier? Wat maak ek op aarde? En God kom en hy sê, maar ek sal vir jou purpose gee. Ek sal vir jou lewe 'n doel gee. Groter as jouself. En dan kom Jesus by Matteus. En Matteus is 'n tollenaar en hy steel by mense en hy vra hoër pryse met die tolgeld as wat hy moet en hy verryk homself en Jesus kom en hy sê vir hom, klaar, ek sien deur jou. En Matteus kom en hy volg Jesus. En wat se boek lees ons? Eerste, Matteus. Jesus verlos hierdie man van hierdie materialistiese aardse obsessie en hy sê vir hom, God eerste, God se koninkryk eerste, bou daaraan, maak daar skatte bymekaar. En hierdie man se lewe gaan na verryk jouself, het geen vriende nie, na verryk ander mense se lewe. Dinge gaan soms 'n bietjie moeilik met 'n disipel van Jesus, maar ek kan smile want my lewe het 'n doel. En dan gaan Jesus na vissermanne toe. En hy maak hulle sy disipels. Hy gaan nie na teologiese skool toe nie. Hy gaan nie na die braaitste en die beste. Hy gaan haal nie die top 10 by Marensie of by Foster of by Stanford nie. Hy gaan nie na en sê, "Right, hierdie gaan my dosent, hierdie gaan my disipeltjies wees. Hierdie gaan die ouens wees wat ek met die hand gaan grootmaak nie." Jesus gaan na hardwerkende, growwe hand, vuil, stink mense toe wat langs die see met die sweet van hulle aangesig bruin gebrand deur die son. Hulle het brood verdien en hy sê, "Right, ek gaan vir julle wys dat daar's iets groter as net dit wat jy elke dag doen." En dis wat Jesus vanoggend vir my en vir jou wil sê. Kom ek wys jou hoe om mens te wees. Sien by my dat ek groter is as jou probleme. Maar aanvaar ook dat ek het vir jou lewe 'n doel groter as wat jy elke dag doen. Of jy karre verkoop,
of jy ontbyt maak by jou gastehuis, of jy boer, of jy onderwyser is, of skoolhoof is, of jy admin doen, en mense en goed plant wat nie opkom nie, want hulle is klaar dood, want hulle is in 'n kus, en geen nie om wat jy met jou lewe doen nie. As jy dit doen vir my, en mense leer God ken deur jou woorde en jou dade, dan het jou lewe purpose. Dan gaan jy eendag in die hemel kom en ek gaan jou laat omdraai en ek gaan vir jou wys wie's in die hemel as gevolg van jou, want jou lig het geskyn, en wanneer mense gevra het jy gepraat, maar die res van die tyd het jou woorde, jou gedagtes, jou dade, jou omgee, jou daar wees vir mense, al daai goed wat ons nou van gepraat het, van Jesus wat ons leer hoe om mens te wees, het jy geleef en gedoen, en dit het duisende lewens aangeraak. Lees gister op Facebook, iemand sê, jy voel dalk nou waardeloos, maar besef dat die glimlag wat jy nou gehad het, of die hand wat jy uitgesteek het, het vir iemand iets beteken, en jy het nie eers dit agtergekom nie, maar weet, jou lewe maak saak. En ek dink, dis so amazing. Dis so absoluut amazing. Ek wil julle vertel van iemand wat nie hier is nie, wat nie eers in Dynamis is nie. En ek gaan nie sy naam noem nie. Ek gaan net vertel van wat doen hy. Die man wat ek jou van gaan vertel, sien ek op die slegste tye in mense se lewens. Sien, hy werk vir 'n begrafnisondernemer. En sy werk is om families te ontmoet en die hele begrafnis te beplan. Is dit 'n verrassing? Is dit nie 'n verrassing nie? Gaan daar blomme wees? Wil julle 'n blaadjie hê? Wat moet in die blaadjie wees? Bla 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 bla. Al daai goed. Nou, as jy al ooit 'n begrafnis gedoen het in jou lewe van iemand wat jou familie is en nie net opgedaag het vir die begrafnis nie, die reëlings moes tref. Dis nie lekker nie. Dis Daai ou doen dit vir 'n lewe. En dan stap jy in sy kantoor en dan lê die papiere so. Dan sit so 7 vir 'n week of 8 vir 'n week wat so daar lê. En hy moet vir elke familie inkom, laat voel, maar dis net hulle. Dis nie net nog iemand wat dood is nie, nie net nog 'n keer wat hy hoor van hierdie storie of daai storie, en hy het al die stories gehoor, al die maniere wat 'n mens kan doodgaan, van babietjies wat stilgebore word, tot iemand wat so verwoes is in 'n karongeluk, dat daar amper nie 'n lijk is om te begrawe nie. Hy het al die stories al gehoor. Maar jy gaan sit daar, en weet julle wat? Elke keer, elke begrafnis wat hy doen, wanneer hy hier opdaag saam met die familie en daar agter staan en sy blaadjies uitdeel en vir die mense tissues aangee, elke keer as die bedankings kom, wie se naam word genoem? Syne. Want mense sien by hom dat hy omgee, dat hy nie net 'n werk doen nie, dat hy daar is vir hulle in hartseer en hulle seer kry. En dit kan jy en ek wees met enigiets wat jy doen. Kom ons vat vir Dippies, nee. Kan ek jou maar gebruik as voorbeeld? Ok, dankie. Dippies verkoop kar. Nou as hy 'n slegste karverkoopsman is, 'n wêreldse karverkoopsman, dan stap iemand in, dan wys hy vir hulle die duurste kar eers. Maar dit gaan meeste mense finansiëel ruïneer, die duurste kar. 'n goeie verkoopsman wat God in sy hart het, wat ek weet jy het, stap in en wag vir die mense om in te stap. As hulle instap, dan sê hy, wat is jou behoefte? Waarvoor is jy hier? Hoe kan ek vir jou die beste deal aan mekaar sit? Wen. Die maatskappy wen, jy wen. Jy loop uit met 'n kar, ek weet ek het jou gehelp, jy voel nie jou bankrekening is gebreek nie, en my baas smile, want ek is 1 kar nader aan my target. Watter een van daai twee? Want ons kan aan enige verkoopsman kan aan iemand die duurste kar verkoop met 'n reswaarde en 'n diese ding en 'n inflated balloon en 'n hierdie daai en 'n wat en kom ons struktureer dit so en 'n step-up payment en elke jaar betaal jy 'n bietjie meer en dan jy kan dit aan mekaar sit met so mooi laat lyk en ek gooi selfs vir jou koelerboks in.
een van julle. En die Here kom en hy sê, vanoggend vir jou, Jesus het mens geword, sodat hy vir ons kan wys, dat mense kan beter mens wees as wat mense mens is. Sodat hy vir ons kan wys dat in daai oomblikke wat jy down and out is, dat hy is groter as jou siek of jou hartseer of jou seer kry. Maar terwyl jy leef en terwyl jy mens is soos Jesus is en vashou met jou naels aan die lewe, doen jy hierdie werk wat jy doen en moet dit nie net doen want dis 'n werk nie, dis 'n roeping. Selfs om afgetree te wees. Ek gaan dit sê nie om punte te verdien nie. Ek weet sy gaan nie daarvan hou nie en sy gaan nou vir my kwaad wees, maar ek gaan dit sê. My skoonma is afgetree. Sy is alleen. Haar maatjie is nie meer daar nie. Maar gee nie om waar sy haar kar parkeer, waar sy gaan water haal of waar sy haar groceries koop nie. Almal ken haar op die naam. Almal gee vir haar 'n parkeerplek. Want sy gee vir elkeen daai ekstra myl, daai ekstra iets. Sy het 'n WhatsApp-lys, amper so lank soos myne, wat dagstukkies uitstuur. Waar sy elke dag vir mense 'n boodskap stuur en sê, ek dink aan jou, sinds in die oggend wakker word, goeiemôre, hoe gaan dit met julle? As jy in die aand gaan slaap, lekker slaap. Verstaan jy dat enige ding wat jy doen, enige plek waar jy is, Jesus kom en hy wys, maar daar kan ek jou lewe purpose gee, 'n rede gee, vir hoekom jy nog asemhaal, selfs al wonder jy, hoekom leef jy so lank, of hoekom leef jy nog? Jesus word mens, vir mense, dit was vir hom 'n downgrade, maar hy het dit gedoen, sodat ek en jy 'n lewe kan leef, van mens wees, van oorwinning oor ons omstandighede, 'n lewe van purpose, 'n lewe met 'n doel groter as ons. So Jesus kom en hy sê, maar ek is eerlik, jou lewe is nie altyd lekker nie, jy gaan vervolg word, jy gaan verstoot word, jy gaan verwerp word, jy gaan verwyd word, as jy my kind is, maar moenie bang wees nie, ek is by jou, jou beloning is ewig, en dis wat in hierdie hoofstukke als by mekaar getrek. So ek vra jou, vanoggend, die Here vra jou, sal jy in die Kersboodskap ook dit sien? Hoekom het Jesus mens geword? Want ons het vergeet wat dit beteken om mens te wees. Ek het dit al baie gesê en ek sal dit aanhou sê. As jy hierdie liedjie ken, as jy oud soos ek, Savage Garden, julle jong mense kan dit Google. Savage Garden het 'n liedjie uitgebring met die naam van The Animal Song. En ek het dit al baie gesê. In hierdie lied, sing hulle hierdie lied en dan sê hulle, ek kyk na die diere en ek kyk na mense en as ek sien wat diere aan mekaar doen, ek sien wat mense aan mekaar doen, dink ek dis beter om 'n dier te wees. Want mense is erger as diere. Moenie deel wees van daai statistiek nie. Volg in Jesus se spore, laat hy vir jou wys wat beteken dit om mens te wees. En as dit beteken dat dit met jou swaar gaan, sê die Here, is hy by jou. Sal hy die siekte, die hartseer, die pyn, selfs die dood, sal hy jou bystaan. Maar staan op en gaan leef 'n lewe van purpose. Nie net van daag op vir jou 9 to 5 nie. Nie net van doen wat jy moet doen, want dit sit geld in die bank nie. Doen wat jy doen, ja, want dit sit geld in die bank. Maar ja, ook, want daar kan jy God se lig skyn. Kan jy meer beteken as net dit wat jy doen. Ek en jy is gemaak vir meer van Jesus se soort mens wees. Dis wat hy hierdie Kersfees vir jou met hierdie 5 hoofstukke wou leer. En ek kan nie wag om te ontdek wat hy wil vir ons leer uit die volgende 5 hoofstukke van Matteus. Mag die Here met ons wees op hierdie journey, soos ons ontdek wat opgesluit is in die bladsy van die Nuwe Testament.
Mag die Here met jou wees in jou lewe. Mag hy jou help om waarlik mens te wees. Mag hy jou help in die moeilikste van tye. Mag jou lewe, as jy in die oggend opstaan, mag jy vir jouself sê, ek staan nie op om te gaan werk nie. Ek staan op, want God het 'n roeping oor my lewe. Oral waar ek gaan, alles wat ek doen ek vir die Here. Dit het Jesus vir ons kom wys. Dankie Here. Dankie Jesus. Amen. Here God, dankie vir hierdie boodskap. Dankie Here Jesus dat U Uself gedowngrade het. Van God in die hemel tot mens. Om vir ons te wys wat dit beteken om waarlik mens te wees. Om vir ons te wys, U is groter as dit wat ons pla en hartseer maak en seer maak en siek maak en breek. En om vir ons te wys dat ons lewe het purpose nodig. Groter as ons. Dankie Here dat U mens word vir mense, dat U mens geword het vir my. Sodat ek 'n beter man kan wees vir my vrou, 'n beter pa kan wees vir my kinders, 'n beter vriend kan wees vir my vriende, 'n beter herder kan wees van hierdie gemeente. Ensovoorts, ensovoorts. Wil U ons elkeen help deur wat ook al dit ons mee stoei hierdie Kerstyd. Here, die wat by die huis bly en Facebook deurblaai en vakansiefoto's sien en nie vakansie gaan hê nie is so bietjie jaloers, so bietjie hartseer. Die wat moet werk voel, arme ek, dalk, miskien. Die wat siek is, wonder hoekom hulle hierdie tyd van die jaar moet siek wees. Die wat iemand verloor het, wat dood is, sien op na Kersdag in 'n leesstoel om die Kerstafel. Die wat ver is van familie, sê ek wens ek kon daar wees, maar kan nie noodwendig nie. Here, wil U met ons elke een wees deur hierdie Kerstyd. Vir ons gee wat ons nodig het, nie vir ons gee wat ons het, wat ons wil hê nie. Here, U gee groter geskenke as dit wat onder Kersbome lê. U gee Uself. U het dit vir ons vanoggend kom wys. Mag ons die geskenke wat U uitgedeel het elke dag toe U ons op aarde was en ons geleer het van mens wees en goed wees en God is groter en hier's 'n purpose. Daai geskenke kry ons elke dag oor en oor, elke dag is Kersfees vir God se kinders. Ons kyk dit net mis. Vergewe ons daarvoor, Here. En nou wil ons vir U dankie sê vir die genade, die guns en die goedheid. Ontvang ons tiendes en ons offergawes. Ons gee dit in U diens, Here. Amen. Jy kry nou geleentheid om die Here te dien met jou tiendes en met jou offergawes. Ontvang die seën van die Here vir hierdie Kerstyd. 'n Seën wat vol is van dit wat gebeur het rondom Kerstyd en die mense in Kerstyd en wie en wat hulle was en wat hulle gedoen het vir die Here. En ek spreek daai eienskappe, daai mens wees oor jou uit. Mag jy gevul word met die geloof van Maria, wat moes glo, sy's 'n maagd, maar sy swanger. Mag jy gevul word met die gehoorsaamheid van Josef, wat gevra is om met haar te trou, selfs al was dit nie sy kind nie. Mag jy gevul word met die vreugde van die engele, wat gesing het oor die grootheid van God. Mag jy geseën wees met die gretigheid van die herders, wat nie kon wag om te gaan sien en te vertel nie. Die vasberadenheid van die wyse manne, wat van ver af moes kom, om Jesus te soek. Mag die vrede van die Christuskind, ons almagtige God, Vader, Seun en Heilige Gees, jou seën, vir nou en vir altyd. Amen.